Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gebeur het bykans 2000 jaar terug. En ons moet absoluut daarna kyk, daar was 'n probleem. Bykans 6000 jaar terug het daar 'n probleem plaasgevind, die sondeval, waar God die mens geskape het en die mens het in sonde geval. Maar God het gesê hy gaan dit kom herstel. Nou, ek wil vir ons hier 'n gedeeltjie lees en dit is vir my so belangrik dat ons daarna moet gaan kyk, want wanneer jy net 'n sekere skrifgie lees, dan kan jy daarin 'n probleem ontdek, en jy sal graag probeer om daai probleem in jou lewe reg te maak, maar baie keer as jy net verder lees, dan sien jy maar daardie probleem is reeds deur Jesus Christus reggemaak, bykans 2000 jaar terug. En dit is so, dat die mens so geneigd is, en veral in die tradisie, dat ons by hierdie eerste beginsels van die wêreld bly. Nou kom ons kyk gou na die gedeelte wat ek wil lees, is Hebreërs 8 vers 12, en dit kom van, dis 'n profesie van Jeremia 31, en dit is 'n profesie, dit is geprofeteer, en hier staan hy in Hebreërs 8 weer, en hy staan in Hebreërs 10 weer, en dan is dit, omdat dit na die kruisiging en die opstanding is, dan praat hy nou hier van 'n vervulling, wat plaasgevind het. Nou haal hy dieselfde profesie in Hebreërs 8, en as jy net daar bly, dan kan dit dalk vir jou lyk asof dit iets is wat gaan gebeur, die dag as jy doodgaan, gaan jy iets kry, of die dag as met die wederkoms gaan jy dalk iets kry, maar die skrif sê vir ons dat in Handelinge, toe Jesus opgevaar het in die hemel, toe sê die engele, net soos wat jy hom sien opvaar het, so sal hy weer terugkom, en dan gaan lees jy 1 Tessalonisense 4, dan sien jy dat daar gaan nie iets, God gaan nie vir ons iets kom gee of doen in die wederkoms nie. Alles het in die eerste koms plaasgevind, hoor mooi, wederkoms, eerste koms. So in die eerste koms het alles plaasgevind. En die skrif vat ons nou progressief daarvoor, stap vir stap. Telke male bring hy die probleem en dan wys hy die antwoord wat gekom het. So ons moet nie by die probleem bly nie, ons moet aangaan na die antwoord. Nou kom ons kyk hier, hy sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Dis wat God gesê, dis sy profesie. Hy sê, en as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word is verouderd. Dis doodlogies en naby die verdwyning. Dan sê ons, ja, dit sal nog gebeur. Maar as jy aanlees na Hebreërs 9 toe, dan praat hy van die heilige, hy praat van die allerheiligste, hierdie inwyding in die tempel wat hulle moes doen, en dan in die allerheiligste net die hoëpriester eenmaal 'n jaar, en ook nie sonder bloed nie, en hy moes gesorg het dat hy reg is. Nou praat die skrif verder hiervan, vers 9, hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Ons ken die tenses, teenwoordige tyds nou, dit was. Hy sê, waarin daar gawes en offer gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge, vleeslike verordeninge wat opgelê is, hy sê, tot op 'n tyd van herstelling. Met ander woorde, hierdie goed het gedien in 'n sekere tyd, dit was 'n werklikheid gewees, maar daar was 'n tyd van herstelling. Nou praat hy, ons gaan aan na vers 11 toe, Hebreërs 9, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade. So dit was van die begin af, van 6000 jaar terug, tot 2000 jaar terug met die koms van Jesus Christus. Die lam van God wat geslag is, wat geoffer is, en nou hiervandaan af is daar 'n werklikheid vorentoe. Die skrif praat telke male daarvan, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, hy het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. 'n ewige verlossing teweeggebring het. Hy sê hierso,
Onthou hoofstuk 8, aan hulle sonde en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. En as hy die eerste oud gemaak het, dan en wat oud word is verouderd. Nou gaan hy byvoorbeeld, as jy nou net aangaan, ek wil nie regtig daaroor praat nie, vers 26, en sê hy, as dit nou weer al hierdie offers oor en oor is, en dan is dit bloed, hy sê, dan moes Christus, vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy, Jesus, eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. God sê, ek gaan nie weer aan sonde dink nie. Nou mense, dis baie belangrik dat ons gaan kyk. Dit was 'n profesie in Jeremia 31. Dit is vervuld 2000 jaar terug en hier kom ons en ons kan lees van die sukses daarvan. Weet jy, ons kyk net na hierdie hele werklikheid wat ons baie keer het, dan kom ons in 'n sekere tyd van die jaar wanneer ons kry wanneer ons al hierdie feeste het. En dan is die mense weer so terug in rituele rondom dit. Kersfees, en dan wag ons van Kersfees af, dan is die volgende ene, dan kom ons by die volgende fees en die volgende. Mense, dit is so belangrik dat ons die werklikheid en die sukses sien, wat bykans 2000 jaar terug plaasgevind het. En nou is dit die viering van die sukses daarvan, Kyk, God het in Genesis 3 vers 15 het hy vir die vrou gesê, jou saad gaan sy kop vermorsel. En dit is 'n profesie gewees. Nou kom hy in Jesaja 53, dan praat die skrif daarvan, dan is dit weer 'n profesie. Hy sê, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom. Sien, dan praat hy reeds in die verlede tyd, maar dit gaan oor ons, dis ons wat na hierdie woord luister en wat dit lees. Dit gaan oor ons, hy sê, dit het plaasgevind. Die hele Ou Testament is hierdie profesie. Nou sit mense wonder, hoekom is 'n man in 'n vis gewees het, Jona in 'n vis gewees het vir 3 dae. Maar nou sien jy later, van tyd, dan kom hy in Lukas 11, byvoorbeeld daar vers 32, dan vra hulle vir Jesus 'n teken. Dan sê ek sal vir julle geen ander teken gee nie as die teken van Jona. Jy sien daardie werklikheid van dit wat Jesus kom demonstreer het, wat hy vir ons gaan doen, wat ons baie keer nou ook gedenk in die Goeie Vrydag, met ander woorde die Paasvrydag of in die Opstanding Sondag. Dis daardie werklikheid. Hy kom by Hosea en dan praat hy in Hosea 6 vers 1 en 2 en sê in vers 2, hy sê op die 2de dag sal ek julle lewendig maak en op die 3de dag sal ek julle opwek. Dan praat die skrif met ons. Want dit gaan oor ons wat lewendig gemaak gaan word en opgewek gaan word, die nuwe skepsel, die herstel van dit wat God gesê het in Genesis 3 vers 15 wat hy gaan doen. Nou kom jy byvoorbeeld in Jesus kom en dan praat die skrif daar van Matteus 1 vers 21, 22, toe Josef wou weghardloop toe hy hoor Maria is swanger. Toe sê die engel vir hom, nee, dis uit die Heilige Gees, want dit is voorspel dat die skrifte sal vervul word. Die maagd gaan 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Dis niks niets nie, dit is iets wat geprofeteer was. En Johannes kom en hy moet Jesus doop, en hy sien Jesus in Johannes 1 vers 29, en hy het die skrifte gekyk, hy het die skrifte geken, hy was die voorloper van Jesus. Hy moes getuig het van Jesus, hy moes die pad vir hom oopbaan. En hier kom Jesus om te doen wat God vir hom verwag en waarvoor hom gestuur het. Gaan lees Hebreërs 10, praat baie duidelik daaroor. Hy sê, daar is die lam van God, daar is hy, kyk daar is hy, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem, want dit was wat geprofeteer is, terwille van julle oortredinge, terwille van julle ongeregtighede. Nou gaan Jesus in Johannes 2, kom en dan praat hy met die mense, dan praat hy oor die water wat in wyn verander is, dan dink ons, dis nou daar, partykeer dan dink mense, maar die Here sê ons kan maar 'n bietjie wyn vat, dis nie waar dit gaan nie, ek wil ook nie daaroor praat nie. Wat hy wel vir hulle sê, dan gaan hy verder in Johannes 2, hier vers 19,
Dan kom Jesus, dan sê hy vir hulle, breek julle hierdie tempel af, en ek sal hom in 3 dae opbou. En dan sê hulle maar, 46 jaar is aan hierdie tempel gebou. Want jy sien, die hele water en wyn het Jesus vir hulle verduidelik, hy gaan die prosesse van die Ou Testament gaan nou weggevat word. Hoe langer die wyn staan, hoe beter is die wyn. En hier kom hy en hy maak in 'n instant, maak hy die beste wyn, sonder dat dit staan en dit nog uit water uit. Geen prosesse meer nie, dis 'n werklikheid tot op die tyd van herstelling, en dan is dit vir die werklikheid vorentoe. Dan gaan kyk 'n mens, Jesus praat self met hulle, dan sê Jesus vir hulle, Johannes 5 vers 24, dan sê hy vir hulle wat glo in die een wat God gestuur het, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Kyk mooi, Jesus sê dit, dis sy woorde. Hy wat glo, want dit gaan nou weer oor geloof, hy wat glo in die Seun van God, die een wat God gestuur het, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ek noem die skriffies, dat 'n mens dit moet gaan kyk, en is dit werklik so? Johannes 12 vers 24, en kom Jesus, en sê vir hulle, luister, kom ek verduidelik vir julle. 'n Koringkorrel, as hy nie in die grond val en sterf nie, dan bly hy alleen. Maar die oomblik as hy in die grond val en sterf, dan dra hy veel vrug. En ons het deur die skool gegaan, dan kry jy 'n wattetjie en jy moet 'n saadjie daarin sit, en dan sien jy daai saadjie, hy begin lyk of hy mif en of hy doodgaan, en dan kom die nuwe lewe daaruit, en hy maak 'n plant presies soos die plant wat hy was, en hy lyk presies soos die plant waarvan af hy kom, en hy doen presies van dit. Maar as ons kom, dan sê ons nee, Jesus was nie 'n sondaar nie, maar ons is sondaars. Al hierdie onwerklikhede, mense, ons moet gaan kyk. Natuurlik is dit nie joune as jy dit nie aanvaar het nie. Dit bly werklik dat hierdie werklikhede het plaasgevind, maar die oomblik wat jy dit joune maak, dan word dit joune. Kyk, Jesus sê in Johannes 8 vers 32, hy sê, ken die waarheid, en die waarheid sê julle vrymaak. Vers 36, en sê, maar onthou net, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees, want Jesus wil weet, hy sê vir hulle, hy gaan ons vrymaak. En hy sê, dan wil hy met ons in 'n ware vryheid leef. Maar die mens kom, en ons het daar opgehou. So gaan ons deur, en dan kom ons by al hierdie werklikhede, as ons so nader aan die kruis kom, dan begin ons met Kersfees, en ons begin met Goeie Vrydag, en ons eintlik begin hy nou, ek het nie altyd daarvan geweet nie, Palm Sondag is die een, die week, die Sondag voor die kruisiging, en mense, dit is baie belangrike gebeurtenisse daar, maar dit moenie meer 'n ritueel wees nie, dit moet 'n danksegging wees, dit moet absoluut 'n danksegging wees, Here, dat U het gekom om dit te doen, wat U gesê het in die Ou Testament U gaan doen. Hy kom, Palm Sondag, hy sê vir die ouens, vir die disippels, hy sê, gaan kry vir my 'n donkie, wat nog niemand opgery het nie, en bring hom hier. En as die mense vir julle vra, wat wil julle doen, sê die Here het hom nodig. Hulle gaan, hulle kry dit presies net so. Jy sien, want Jesus demonstreer vir hulle, ek is die genuine een. Hierdie goed is alles geprofeteer, maar in ek kom dit nou vervul, dat hy wil hê die mense moet weet, want hy moes by die kruis uitkom. 1 Korintiërs 2 vers 8 sê vir ons, hy sê dat hierdie dinge wat in die gedagtes van, hy sê, in wie die God van hierdie wêreld dit nie geweet het nie, want as hy dit geweet het, dan sou hy nie toegelaat het dat Jesus gekruisig word nie. Jy sien, so Jesus moes by die kruis uitkom, maar hy wil gehad het, die mense moes na die opstanding presies geweet het, hy is die vervulling. En wat verouderd is nou naby die is nou aan verbygaan. Hebreërs 9 verder sê dat 'n testament word geldig by sterfgevalle. So met die Palm Sondag, dis baie belangrik, maar dis nou 'n gedenk vir ons. Dan kyk ons, hulle hou die nagmaal. En jy kan nie dink nie, Jesus beskryf vir hulle, net soos wat hy dit gesê het, so gebeur dit. Jesus kom na by die nagmaal en sê vir die mense, die disippels wat daar sit, iemand gaan hom verraai, en hulle sê, wie is dit? Hy sê, weet jy, die een vir wie ek die brood gee, dis hy wat my gaan verraai. Hulle sit aan tafel saam met hom, en hy breek die brood, en hy druk dit in, en hy gee dit vir Judas,
en hy sê vir Judas, doen wat jy doen en doen dit haastig. En Judas hardloop uit. Die disippels hoor alles. Hulle sê, praat hulle onder mekaar. Jesus het nou weer vir Johannes gestuur om iets goed te gaan doen. Miskien geld vir die armes te gaan gee. Want Johannes nie, vir Judas. Want Judas het die beurs gedra. En jy kan dit gaan kyk, hier Handelinge, Johannes 12, dan praat hy daarvan. Hy sê hy was 'n dief gewees. So mense, dan sien jy dat daar was nodig dat daar 'n nuwe werklikheid moes kom. En dan sien jy Jesus word gekruisig. En die spreekwoorde gaan lees, Psalm 22, dan sien jy die woorde wat Jesus op die kruis gesê het, die kruiswoorde, alles is geprofeteer. Maar Jesus wil hê dat die oomblik toe die mense dit hoor, toe moes hulle sê, ja, dit is vervul. Maar die mense het dit nie gehoor nie. Ons bly by die eerste, ons gaan nie aan na die tweede toe nie. Nikodemus kom, hy het Jesus in Johannes 3 na Jesus toe gekom, en hy sê, Here, U is iets anders as die ander profete. U is definitief van God af. Jesus sê, as jy nie weergebore word nie. En Nikodemus sê, hoe kan ek weer teruggaan in die skoot van my moeder en weergebore word? Jesus sê, man, jy verstaan nie as die natuurlike dinge nie. Hoe sal jy verstaan as ek jou die geestelike dinge verduidelik? Want sien, die mense in die Ou Testament voor die kruisiging en ons opstande kon dit nie verstaan nie. Maar Nikodemus volg Jesus en hier kry hy die geleentheid toe Jesus gesterf het, saam met Simon van Sirene, kry hy die voorreg om saam Jesus te gaan toedraai en hy praat van in 'n maagdelike graf, 'n graf wat nog niemand in begrawe was nie. Kry daar die eer om daar die vervulling te sien van Johannes 3, waar hy Jesus in hierdie aarde terugsit. En daaruit sal die nuwe werklikheid kom. Mense sien nie, dis alles is net skade wees en profeseë wat die Here vir ons gegee het, en ons bly tot vandag toe nog steeds nie daar. Jy sien, as ek nou vir iemand sê, hulle het 'n kind van 20 jaar oud, en ek kom en ek sê, gee bietjie vir my die fotoalbum van die kind, en hulle gee vir my die fotoalbum, en ek sien die troufoto's, en ek sien alles, en ek sien die huis wat hulle in gebly het, en ek sien al hierdie goed, en ek sien naderhand die sonarfoto's, en ek sien naderhand al hierdie voorgeboorte klasse se prentjies wat hulle daarin het, en op die ou einde die hospitaal waarin die bevalling plaasvind, en dan sien jy hier sit die ma met die babietjie, net pas gebore, en daar stop jy. Kind is 20 jaar oud, geen verdere foto's. Jy sien, dit was nodig. En dis hoekom ek sê, dat die hele werklikheid van Goeie Vrydag is goed wat ons doen in herdenking van die werklikhede wat plaasgevind het. Nie weer dit is absoluut in danksegging. Here, as U nie gebore was nie, dankie dat U gebore was, en dat ek in hierdie tyd van die vervulling van hierdie werklikhede is. Dankie Here dat U gesterf het, want die loon van die sonde is die dood. Maar God het my in U gesit en U het vir my gesterf, so ek het gesterf, so daarom kan ek nou 'n nuwe lewe hê. En dankie Here dat U gesterf het, maar nie net my daar agter gelos het nie, maar dat ek saam met U kon opstaan, en dat U lewe in my hart uitgestort het met Pinkster. Jy sien, al daardie is net goed wat gebeur het, wat ons gedoen in herdenk en danksegging vir dit, maar dan moet ons aangaan na die groter werklikheid. Kyk wat sê in 1 Petrus 1 vers 3, want dit gaan alles oor die nuwe lewe, die wedergeboorte. Hy sê dat God na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Sien jy die vervulling van Johannes 3 met Nikodemus? Nou het God ons die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop, tot 'n verwagting wat jy kan hê. Nie verwagting terugwaarts nie, maar 'n verwagting vorentoe, dat hierdie nuwe geboorte gaan groei tot iets baie groter. En ons bly net by die rituele en bly net by al hierdie dinge voor die kruisiging. Mense, dit is werklikhede gewees. Ons sit en kyk, as jy praat van Efesiërs 4, dan praat hy van die 5voudige bediening. Dan sê die
hy vir ons hierso vers 12 en dan praat hy van God het die vyfvoudige bediening gegee, herders, profete, leraars, evangeliste. Dan sê hy, hoekom het hy dit gegee? Om die heiliges toe te rus. Ek vry vertaal net ter wille van tyd. Gaan lees dit asseblief. Om die heiliges toe te rus tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons moet nou opgebou word. Hy sê, totdat ons almal kom. Jy sien, daar is 'n totdat. Dis weer, dit was van hier af totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot die volle mate van Christus. Jy sien, dit is so fantasties as ons besef, dat God wil hê ons moenie bly by hierdie eerste nie, maar laat ons tot 'n volheid gaan kom. En as ek dit sê, ons kan kom tot die volle mate van Christus, dan is dit 'n werklikheid. Gaan kyk maar, in alle respek gesê, as jy weer by 'n begrafnis kom, gaan kyk in die kus of daar 'n Bybel is. Nee, want die Bybel is vir hierdie kant van die graf, dat ons moet tot 'n volle werklikheid van dit kom. Nou kom hy, dan praat die skrif daarvan in Galasiërs 3, hy praat in 1 Korintiërs 3, sê Paulus vir hulle, julle is weer soos kindertjies. Ek moet julle weer met melk voed. Jy kan julle nog nie met vaste spys voed. Selfe probleem gewees, die mense wil nie opgroei. Hy sê, julle het nou met die gees aanbeweeg na die geestelike werklikhede toe, nou is julle terug in die vlees. Hy praat daarvan in Hebreërs 5 weer. Hy sê, julle het traag geword om te hoor, want geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Hy sê, julle het nou traag geword om te hoor. Hy sê, want julle het weer 'n behoefte aan melk. Hy sê, hulle wat melk gebruik, Hebreërs 5, hy sê, is onervare in die woord van geregtigheid, want die woord van geregtigheid, die bediening, die vryspraak, is nou daar. Dit is wat ons gelees het in Hebreërs 8 en 9. Dis die werklikheid van nou. Hy sê, maar julle is onervare daar, nou het julle weer behoefte aan melk, dat ons julle met lepeltjies moet voer. Hy sê, maar vaste spys is vir hulle wat deur die gewoonte geoefen is om goed van kwaad te onderskei. Hy gaan verder, dan praat hy daarvan en sê hy, byvoorbeeld 1 Johannes 4 vers 9, dan praat hy van die liefde van God. Hy sê, julle ken die liefde van God, dat hy sy seun, eerstgebore seun vir ons gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is nou jou lewe. Kolossense 3 sê daarvan, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, vers 4. Hy sê, hy is ons lewe. Die oomblik as jy Jesus aanvaar as jou lewe, dan is hy jou lewe. Dan is sy eienskappe nou jou eienskappe. Hy is nie 'n sondaar nie, ek is nie 'n sondaar nie. Hy hou nie aan sondig nie, ek hou nie aan sondig nie. Hy is wedergebore, ek is wedergebore. Al daai werklikhede, hy kan nie sondig nie, ek kan nie sondig nie. Hy is geregtig, ek is geregtig. Dis die geregtigheid boodskap. Hy sê, dan kom hy in Hebreërs 6 vers 1 en 2, dan sê hy, ons moet aanbeweeg na hierdie volle werklikhede toe. Ons moet aanbeweeg. In Efesiërs 1, dan praat hy daarvan die skrif, dan sê hy, dat God het ons alles geskenk. Hy het ons geseën met alle seëninge in die hemele. Dan gaan hy aan hier na vers 16 toe van Efesiërs 1, dan bid Paulus en sê, Vader, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien wat hulle reeds ontvang het. Nie dat hulle iets moet bykry nie. Mense, ons moet nie bly by die rituele nie, maar ons moet aangaan na hierdie werklikhede. En jy is nou gebore, al hierdie dinge het gebeur terwille van ons oortredinge en ons ongeregtigheid en die vrede wat ons moes verkry. Maar dit het plaasgevind. Nou moet ons in daardie werklikhede leef. En dit is die werklikheid, die groter werklikheid van dit wat Jesus Christus vir ons kan kom doen het. Jesus Christus is nou my lewe. 1 Johannes 4 vers 17 sê, Engels sê mooi, as he is, so are we in this world. Soos wat hy is, so is ons. Nie kan nie, hoor wat sê die woord is, so is ons in hierdie lewe. Amen.